Jy weet daai oomblikke wat jy wens net. Jy jy's nie jaloers nie en jy's nie begeerlik nie, maar net in jou hart wens jy, Jesus, weet jy. Ek wens ek het 'n mooier kantoor gehad of ek wens ek het 'n kantoorstoel gehad wat gemaklik is of ek wens ek het daai vrou se tuin gehad of ek wens ek het daai kar gehad, nê? En dan werk jy en sonder om eers daaroor te dink of te bid daarvoor, met lank jare gaan verby en dan skielik staan jy op en jy staan in hierdie vertrek en dan besef jy, wag 'n bietjie. Dit is waarvoor ek gewens het. Dis waarvoor ek gebid het, onbewustelik. En God het dit laat waar word. En dan kyk jy om jou rond en dan dink jy, as jy so dankbaar in daai oomblik vir daai stukkie ietsie, nê? Ek gaan vir jou wys wat my stukkie ietsie is vandag. En hoe amazing God dit gemaak het dat ek hier kan wees. Ek werk van die huis af al vir weet jy wat, toe ek begin werk het vir myself, het ek van my selfoon af begin werk. Ek het nie eers 'n rekenaar gehad nie. Ek het 'n selfoon gehad en ek het 'n sitkamerbank gehad wat my maale vir ons gegee het. En ek het daar gestaan werk ure en ure en ure en die huis het om my uitmekaar uitgeval. En ek het nie eers omgegee hoe lyk dit nie. Ek het net gefokus gewerk want ek het geweet ek werk na 'n punt toe, ek werk na 'n doel toe. En met al die jare se gewerk het ons nou 'n groter huis toe kon trek en vandag bly ons in 'n lieflike huisie wat ons huur. Okay, ons huur nog. Ons werk na die koop toe. Ons huur die pragtige huisie by die see. En een van die goed wat my daar so baie gepla het later is, ek het nie 'n kantoor nie. Ek het nie ek het niks spasie nie. Ek het my kantoor vir Elektra gegee sodat sy 'n kamer kon hê van haar eie want sy's nou al groot. En ek het in die sitkamer uit probeer werk, dit het nie gewerk nie want ons homeschool. En dit was net totale chaos gewees. En op 'n stadium moes ek net ophou potgoeie maak en ophou sekere dinge doen wat ek verlief is. En ek het net soos moedeloos begin word en gewens, Here, ek wens net, help my net, ek weet nie meer nie. Ek het net 'n plekkie nodig om te werk. En ek onthou jare terug toe ons in Kenobi ingekom het, was hierdie plek wat ek nou voorsit, was dit die Spar se hoofkantoor gewees. En ek het altyd hier verbygery en gedink, Jesus, dis nou my mooiste gebou hier hè, met die mooiste tuin. Ek is lief vir vetplante, julle, ek's mal oor vetplante. En Desert Roses is my gunsteling vetplantjies. Dit wys net soos resilient, nê? En jy kan hom afbreek en druk in enige grond en hy sal daar groei weer. En vandag, baie jare terug, baie jare later, is nou al tot 11 jaar later, sit ek voor hierdie kantoor vandag, toe ek hier stop nou. En toe besef ek wat die Here gedoen het. Ek het so rukkie terug in 'n vergadering gesit met die eienaar van die besig van hierdie gebou. En ek het nie geweet hy is die eienaar van die gebou nie. Ek het net daar gesit en ons gesels almal so en ek kyk hom so en ek sê, julle het nie dalk 'n ekstra kantoor wat julle uithuur iewerster nie, want hulle het 'n sekuriteitsmaatskappy. The Seaside Security in Kenobi. En hy sê nee, maar ek het ekstra kantore. En ek sê toe vir hom wat die probleem is. En hy sê, nee man, ek sê vir hom, luister, ek sal jou social media vir jou verniet doen, as jy my net 'n kantoor kan gee, wat ek uit kan werk. En julle so, sê hy vir my, ook ontmoet my hier en hier en hier, en ek dink myself, wat? Dit kan mos nie wees nie. En ek kom hier aan, en wragtig, hier is die gebou. Kom ek wys jou. Dit lawaai nou 'n bietjie agter, maar in elk geval, die mense afluit nou. Maar as jy mooi kan kyk, hierdie hele bedding is gesaai daarso met Desert Roses. Dit is absoluut beautiful. En so ja, julle, ek het my eie kantoortjie. As jy deur hierdie hekke gaan, dan kan jy sien ek het my eie kantoortjie gekry. En dit kos my 'n sent nie, ek werk nie daarvoor. En dit is net amazing hoe God is, hoe God 'n mens seën in jou tye wat jy die nodigste het, met selfs 'n kantoor en 'n stoel en 'n rekenaar en dan kom top hy uit af, asof jy wil versiering net daarop sit en sê, hierso my kind, jou gunsteling blommetjies is hier voorgeplant, kyk sodat jy kan sien elke dag.
So ja, ek's baie innig dankbaar, maar nou is hierdie plek te koop. So, dis 'n massiewe kantoor en as iemand belangstel om dit 'n gastehuis te maak. So, ons gaan kyk wat gebeur vorentoe. Ek's opgewonde vir die nuwe stap wat die Here ons na toe vat. Maar ja, ek wil net met jou gedeel het vanoggend. Moenie op jou drome opgee nie. Werk daarvoor. Al sien niemand anders jou droom raak nie, werk nog steeds. Hou moenie ophou nie. En wie weet, eendag, miskien in die toekoms, het ek 'n gaatjie van my eie waar ek vrouens kan lei en help en gesond kan help maak. My passie is om vrouens en mammas te help wat deur trauma gegaan het. En ek doen dit al vir die laaste 12 jaar. En ek geniet dit verskriklik. My bediening groei en groei en groei. En terwyl my bediening groei, leer ek baie uit en langs die pad seën God ons ongelooflik baie. We are blessed beyond measure en ek is so dankbaar daarvoor. En ek weet nie, ek wil net vandag vir jou sê moenie opgee nie, want ek het letterlik begin werk in Spar in Hartswater. Nee, waar het ek begin werk? In die koöperasie in Barkley West, ja. En van daar af het ek klomp goed gedoen en ek onthou die een dag het ek op 'n ou koeldrankkrat gesit in Spar in Hartswater. En mense het net om my geloop en ek het net soos in daai oomblik het ek net so ek wou meer hê. Ek wil meer ambisieus gewees het en ek het net daar gesit en gedink hierdie gaan nie my lewe wees nie. Ek gaan nie brood bak en Spar op 'n ou koeldrankkrat vir die res van my lewe nie. Nie dat daar iets aan my verkeerd is nie, maar dis net nie waar ek wou gebly het nie. En ek het myself net eenvoudig geforseer om elke dag op te staan en elke dag beter besluite te maak vir daai dag as die vorige dag. En hier is ek vandag. Ja, jy kan dit ook doen. Daar's niks wat ek wil verkoop aan jou nie. Ek wil net vir jou inspireer om te sê vandag. As jy op 'n koeldrankkrat sit iewerster en brood bak, ek weet nie, miskien 'n karre oppas, wat ook al jy doen. Ek wil net vir jou sê jy is presies waar jy moet wees op daai oomblik, maar jy het nie nodig om daar te bly nie. Jy kan jouself opwerk. Dit kos net 'n bietjie breinkrag en ja, en so 'n bietjie in die harde kyk na jouself. En ek dink die ding wat ek moes geleer het is dat niemand gaan my kom red nie. Ek moes myself kom red het. Niemand gaan vir jou hierdie geleentheid gee nie. Ek het nie geld gehad nie. Ek het net die regte besluite gemaak elke dag om te kan kom waar ek is vandag. En so jy kan dit ook doen. So vir meer geselsies soos hierdie kom join my op my kanaal. Ek's Talita. Jy kan hierso klik en as jy met myself wil praat, kan jy ook op hierdie prentjie klik. Hy gaan jou na my profiel toe vat en daar's so 'n link wat sê my webblad en op my webblad is al my details. Julle 'n heerlike dag hê.